ons skriflesing lees, kom ons bid saam. Vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Ons God en Hemelvader, Here, U is oorweldigend in die goedheid, in die liefde en in die guns teenoor ons. Wanneer ons vanoggend hierdie woord lees vir ons, Here, dat U dit vir ons vars sal oopbreek. Dat dit vir ons sal wees soos kos wat ons honger siele voed. Dat dit jy sal spreek tot die plekke waar ons dalk vandag vrae het of antwoorde nodig het. Dat dit sal spreek tot die plekke waaroor ons seer het of waaroor ons skaam het. Ons vra juis, Here, kom in, kom deel juis in dit wat ons kan gee. En kom verander dit sodat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees in elke ding wat ons doen en aanpak. Ons wil U liefde en U voorbeeld leef, Here. Hier is ons. Maak met ons soos wat U goeddink. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Johannes 14. Johannes 14 van vers 1 tot 14 en ons gaan ook vers 27 lees. So ons gaan in hoofstuk 14 van vers 1 tot 14 lees en dan gaan ons bietjie spring en 27 lees. Die stukkie wat ons spring is onder andere die stuk wat ons gelees het nou as die wil van God. En jy sal verstaan hoekom ons juis vers 27 moet insluit, want hy maak eintlik die argument, die punt wat Jesus besig is om te maak, sluit hy mooi af. Nou, ek moet wel sê, vanoggend is die teksgedeelte wel op die bord. Ons gaan net bietjie vir afwisseling uit die 2020 vertaling uitlees. So as jy 'n 2020 vertaling het en wil saamvolg, is jy welkom. As jy die Bybel wat jy wel in jou hand het, wil gebruik om saam te volg, is jy meer as welkom. Ek gaan wel vir jou vra, sit hom vir 'n oomblik net langs jou neer of sit jou vinger in hom, want ek wil graag eers 'n storie vertel as agtergrond. 'n Storie wat ons vanoggend vier, maar 'n storie wat 'n vreemde waarheid aan het. Vanoggend vier ons nou Palmsondag, die intog van Jesus in Jerusalem. En ons het klaar vir mekaar gesê dat hierdie nie 'n vreemde beginsel was nie, dat die keiser en ander konings op dieselfde manier by 'n stad sou inkom. Dit was 'n militêre optog. Die mense van die stad staan amper tipe van 'n wag, en dan sou die koning of die keiser sou ingekom het in hierdie stad op die beste van sy perde, met die beste van sy manskappe wat voor en agter hom loop. En die beginsel hier agter was eenvoudig, dat die koning sy mag tentoonstel. En dat dit gewoonlik 'n bietjie van 'n oorwinningsmars was. Dat dit die manier is hoe oorwinning aangekondig was. En in 'n manier het dit ook bietjie vrees geskep in die mense wat dit moes aanskou, want dit moes redelik intensief en oorweldigend wees. So wanneer Jesus dit doen, dan is dit nie 'n vreemde beginsel nie, dat 'n man in die stad sou inkom en mense staan vir hom wag. Wat vreemd hieraan is dat dit net die konings en die keisers was wat dit sou doen. En die volgende ding wat vreemd hieraan was, is dat Jesus nie op die beste perde ry met manskappe voor hom en agter hom nie, maar op 'n donkie en met palmtakke wat in die pad gegooi word. Alles simbole van vrede. Jesus kom in Jerusalem ingestap as die koning van vrede. Dis die aankondiging. En so wanneer mense in die ingang en in die stad staan en besig is om te skree, Hosanna, Hosanna in die hoogste, dan is hulle dit nie besig om dit ligtelik te doen nie. Hulle erken die simboliek. Hulle erken die koning van vrede wat kom. Ek wil iets bynoem, 'n stukkie besonderheid waaroor ons dalk gereeld lees. In hierdie verhaal, wanneer Jesus inkom in Jerusalem in, dan is daar fariseërs wat vir Jesus sê, maak die mense stil. En Jesus se antwoord daarop is, as hulle stil bly, gaan die klippe uitroep. Nou, daai fariseërs sien ons soms as Jesus se vyande, nê? Net omdat die hele evangelie vol is van hoe Jesus teenoor die fariseërs skerp woorde het. En die fariseërs dit nie altyd baie goed aanvaar nie. Maar jy moet gou twee goed verstaan hieraan. Die eerste is dat die fariseërs daar was vir die optog.
Dit beteken, die Fariseërs wat daar met Jesus praat, was deel van die optog. Hulle het erken dat hierdie die koning van vrede is. En hulle moes naby genoeg gewees het aan hom, om met hom te kon praat, bo oor die lawaai van die skare. Hulle was deel van die optog. Is dalk vreemd? Dit is dalk onverwags. Die volgende ding wat jy moet verstaan is dat die Romeinse regering op hierdie stadium probeer vrede behou tussen al die volke wat hulle oorwin het, maar hierdie vrede is besig om tussen hulle vingers deur te glip. En so, wat gebeur is, enige en alle groepe mense wat lyk as hulle met genoeg energie en samehorigheid 'n groep vorm en iets skep, word so gou as moontlik van kant gemaak. Want op hierdie stadium in geskiedenis kan die Romeinse regering nie enige groepe mense in opstande hanteer nie. Want dis op so 'n vlak, dat as 'n groep groot genoeg is wat in opstand kom, dat die Romeinse regering hulle nie gaan kan terughou nie, en daar 'n landswye rebellie kan gebeur. So die enigste manier hoe hierdie in toom gehou word, is sodra daar 'n groep bymekaar is, met 'n bietjie te veel lawaai, dan het die Romeine hulle eenvoudig doodgemaak. En so wanneer die Fariseërs vir Jesus sê, maak die mense stil, dan is hulle nie besig om dit wat hier gebeur te ontken nie. Wat hulle vir Jesus sê, is jy moet hierdie skare baie vinnig onder beheer kry. Want as dit nie die geval is nie, dan gaan dit jou en ons lewe kos. Maar hierdie Fariseërs, wanneer hulle dit sê, is nie vyande van Jesus nie. Inteendeel, hulle is heel moontlik in sy guns. En hier is iets wat ons moet verstaan in hierdie verhaal, en dis wat dit so vreemd maak. Want Jesus kom in, die koning van vrede is hier, die mense erken dit, almal sing Hosanna, en dan 'n paar dae later, dan skree daar dieselfde mense, kruisig hom, kruisig hom. En daai selfe Fariseërs wat in gunste was, is die wat 'n saak maak by Pontius Pilatus om te sê, hierdie man verdien die dood. En dan is my vraag, wat het gebeur in die tussentyd? Wat het gebeur dat dieselfde mense wat skree, die koning van vrede is hier, uiteindelik het God ons gebede geantwoord, na hierdie man moet dood, hierdie man moet weg. Ons kan vinnig 'n oordeel vel op mense omdat ons dink, dis simpel. Ons ken die verhaal, ons ken die begin en ons ken die einde, so ons ken die groter prentjie. En hoe kan mense dit mis, dit waarmee God besig is, hierdie Jesus in sy volheid? Maar mense besluit nie net goed oornag nie, daar's 'n paar goed wat moet gebeur. En ek dink een van die eerste goed wat 10-1 gebeur het, is nadat hulle Jesus verwelkom het in hulle midde, die koning van vrede, dan kom gooi hy die tafels in die tempel om. Hy jaag die mense uit. Hy vervloek die vyeboom en hy sê, Israel het soos hierdie vyeboom geraak. Op watter punt dink jy het daardie mense dalk gedink, hierdie koning van vrede is besig om die punt te mis? Toe Jesus ingestap het in die tempel en die tafels omgegooi het, was dit vir 'n baie spesifieke doel. Want sien, in hierdie tempel wat 3 vlakke gehad het, die voorhof, die heiligste en die allerheiligste, kon mense van buite af in die voorhof kom aanbid. Israeliete en Jode wat gebore is as Jode, kon in die heiliger gedeelte hulle offers bring, maar die allerheiligste kon slegs die priesters ingaan. En in hierdie voorhof, waar daar handel gedryf is, het nie gegaan oor die handel wat gedryf is nie, dat iets meer gebeur as dit. Eerstens, wanneer daar handel gedryf word, dan kan mense nie kom aanbid nie. Mense van buite af kan nie aanbid nie. Dink jouself in om in die middel van 'n besige vlooimark te staan en te probeer aanbid. Dis jou kerk en hier's mense al om jou besig en lawaai en is bedrywig. Die ander ding natuurlik ook is die ongeregtigheid wat daar plaasgevind het. Want van die priesters het slim geraak. Jy moet 'n perfekte offer bring. So kom ons vat die voorbeeld van 'n duif. Jy bring jou duif en dan sê die priester, hierdie is 'n goeie duif, maar hier is dalk 'n paar vlekkies of hier's 'n veer wat uit plek uit is. Kom ons vat hierdie duif en vir 'n paar rand meer kan ons vir jou 'n perfekte duif verkoop. Dan verkoop hulle hierdie duif aan hierdie
persoon wat dan hom gaan offer, die ironie is, hulle doen presies dieselfde met die volgende persoon. Vat sy duif en offer vir hom die vorige persoon se duif op vir 'n paar rand meer. Dit het ongeregtigheid in hierdie proses gebeur. En wanneer Jesus dan instap, dan sê hy, julle het so gefokus geraak op julle eie agendas en dit wat vir julle belangrik is, julle mis die punt van God se huis, julle mis die punt van die opdragte van die offers, julle mis die punt. En dis hoekom hy die tafels omgooi. En dis maar die begin van 'n week waar hy die fariseërs goed opgevryf het. En waar hy 'n paar goed kwyt geraak het, waar die mense wat hom gevolg het, gesê het, hierdie is vir ons te veel. Hierdie kan nie wees nie. En so dieselfde mense wat geskree het, Hosanna, aan die begin van die week skree, kruisig hom aan die einde van die week. En ek wil eintlik vir julle sê, dis soos ons lewe ook, is dit nie? Ons wil dit net nie altyd erken nie. Ek nooi God in, ek sê, kom Here, wees deel van my lewe, U wil en nie my wil nie. En ek nooi God openhartig uit, en ek geniet die genade en die vrede en die teenwoordigheid van God, en dan begin God vereis dat daar in my verandering kom. En is dan op daai punt, wanneer daar in my moet verandering kom, wat ek begin sê, hierdie is dalk nie vir my nie. Dalk gaan hierdie nie werk nie. Kon God nie net die probleem opgelos het nie. Want skielik, wanneer God deel word van my lewe, dan het ek nie meer die reg om my wrokke te hou nie. Ek het nie meer die reg om te sê, ek gaan nie hierdie of daardie persoon nie vergewe nie. Ek het nie meer die reg om te sê, ek sal hierdie mense lief hê, maar nie daardie nie. Ek het nie meer die reg om onderskeid te maak tussen mense en ek het nie meer die reg om aan my eie ego of my eie selfgesentreerde drome vas te hou nie. Ek het nie meer die reg nie. En dit maak ons omgekrap. Toe die Israeliete verwag het dat die koning van vrede gaan kom, toe het hulle verwag dat hierdie koning van vrede gaan die Romeinse ryk uitsorteer. Dis die probleem. Dis die groep wat hulle onderdruk. Dis die mense waarop daar gefokus moet word. Nie die tempel nie. Die tempel is 'n stelsel wat werk. En die ironie is dat wanneer Jesus toe kom, het hy nie die probleem opgelos nie, hy het eerste in die huis begin. En dis die ding wat ons dalk ontstel. Is die feit dat wanneer God sê hy is die koning van vrede, dan kom skep hy nie vrede om ons nie, hy kom skep vrede in ons. Sodat ons 'n verskil kan wees. Dit het 'n klomp mense kwaad gemaak. 'n Klomp mense uitgedaag. En dan sien ons hierdie teksgedeelte, wanneer Jesus by die disippels sit, aan tafel, hy het nou net hulle voete gewas. Hulle het hierdie week saam met hom deurgegaan. Hulle was dalk net so verbaas oor dit wat hy gedoen het in die tempel, hulle was net so verbaas oor die vyeboom wat vervloek is, en alles wat afgespeel het in hierdie week. En dan sit hulle saam met Jesus aan die tafel, en Jesus sê vir hulle, hy gaan weg. Hou gou hierdie in gedagte. Die disippels het op Jesus staat gemaak vir alles. Want onthou, elkeen van hierdie disippels het alles wat hy gehad het agtergelos om Jesus te volg. En dis dan wanneer ons teks volg. So kom ons lees gou ons teks. In Johannes 14 van vers 1 tot 14 en vers 27. Dit sê: Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom: Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom: Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is al so lank tyd by julle en het jy my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader?
Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar dit is wat die Vader in my bly en sy werke doen. Glo my, dat ek in die Vader en die Vader in my is. Of glo dan op grond van die werke self. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Vers 27 sluit dan af. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Ons lees net tot sover. Wat Jesus besig is om vir die disippels te sê in hierdie stadium, is dat hier's hoe dit gaan werk. Almal het verwag dat ek gaan kom en dat ek gaan vrede skep, maar wat ek wil doen is om in vrede in julle te sit, sodat julle dit wat ek vir julle gewys het, in my lewe, in my loop, kan navolg. Dis wat Jesus vir die disippels sê. En die mooi ding daarvan is dat Jesus vir die disippels sê, julle het klaar alles wat julle nodig het. Julle het klaar my gesien. Wat beteken julle het ook klaar die Vader gesien. Julle het klaar die voorbeeld gesien in die hart van die Vader in hierdie proses gesien. En daarmee saam sê Jesus, gaan ek julle nie alleen los nie. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, maar julle gaan nie alleen wees nie. Ek gee vir julle die Gees wat julle daarin sal verder lei. Die besonderste ding wat Jesus vir die disippels sê, julle sal dit doen wat ek gedoen het en nog groter as dit, nog meer as dit, want ek gaan na die Vader toe. 'n Opdrag eintlik aan die disippels om te sê, dit wat julle my sien doen het, dit wat ek begin het, hou daarmee aan. Dis julle opdrag, dis wat julle moet doen. Wat God doen is totaal en al anders as wat verwag was vir hierdie tyd. Dis nie 'n koning van vrede wat kom om vrede om my te skep nie, dis 'n koning van vrede wat kom om in my vrede te skep, sodat ek 'n verandering kan wees in die omstandigheid. En as ek hierdie beginsel mis, dan beteken dit, ek is die hele tyd besig om vir God te vra, Here, sorteer hierdie probleem uit, sorteer hierdie finansies uit, sorteer hierdie situasie in my verhouding uit, sorteer hierdie ding in my gesondheid uit, wat ook al dit mag wees. En as God nie vinnig genoeg daarop reageer en dit verander nie, dan voel dit vir my asof ek teen 'n plafon bid en God hoor my nie en niks verander nie en ek voel moedeloos. Dalk werk my gebede nie. Terwyl die realiteit is, wanneer ek bid, Here, verander daardie omstandighede, dan is God besig om my toe te rus, sodat ek anders kan optree in daardie omstandighede. Ek word die agent van vrede. Want my opdrag is om dit wat Jesus mee begin het, vol te hou. Om dit wat ek gesien het Jesus doen, ook te doen. As dit beteken om mense te help, dan is dit waar ek moet wees. As dit is om iemand se menswaardigheid terug te gee, dan is dit waar ek moet wees. As dit beteken dat ek 'n leuen of 'n ongeregtigheid moet regstel, dan is dit waarin ek fokus. As dit beteken om vir iemand te bid, dan moet ek vir hulle bid. As dit beteken om vir iemand hoop te gee, moet ek vir hulle hoop gee. Dit begin by ons. Die koning van vrede is hier, en dit begin by ons. Maar solank as wat ek na al die situasies om my kyk, en wag dat God dit eerste verander, sodat ek kan anders optree, dan gaan ek op 'n punt kom in my geloof waar ek eens geskree het, Hosanna, en dan maar eerder skree kruisig hom, want ek dink nie hierdie werk nie. Dit begin by ons. Prakties lyk dit op so 'n manier, dat wanneer ek in 'n situasie is, of dit my gesondheid of finansies of verhouding of werk of wat ook al dit mag wees, wanneer ek myself in so 'n situasie vind, in plaas dat my gebed is, Here, verander hulle, Here, verander die situasie, Here, verander die en die volgende, word my gebed, Here, gee my die wysheid vir hoe ek moet optree in hierdie situasie.
Wys my waar kan ek die voorbeeld wees van u liefde en u genade hierin. Here, gee my die insig om 'n agent te wees van vrede hier. Hoor julle dat dit iets van ons gaan kos? Want verstaan baie mooi dat hierdie nie 'n ligte opdrag is nie. Hierdie opdrag het Jesus sy lewe gekos. Dit is die rede hoekom hy gekruisig is. So hierdie opdrag is nie iets wat ligtelik is nie. Dis nie iets wat ons gaan uitleef sonder enige hiccups en spoedhobbels nie. Dis eintlik nogal 'n gewigtige saak. Dis 'n saak waar ek my eie belange op sy sit. Dis 'n saak waar ek my eie reg om kwaad te wees wegskuif. Dis 'n saak waar ek leer om te laat gaan van my ongeduld of te laat gaan van my seer kry, want ek kan nie dat dit tussen my en my opdrag met God kom nie. Ek kan nie anders nie. Wat van my verwag word in omstandighede is nie om aan te hou met my eie seer en my eie dinge nie. Dis die rede hoekom Jesus gesê het, ek gee nie vir julle vrede soos die wêreld dit gee nie. In wêreldse terme is vrede, dit moet stil wees om jou, dit moet rustig wees om jou. Vrede in die wêreldse terme is die afwesigheid van konflik. Vrede in God se terme is die teenwoordigheid van die Gees. Dis die verskil. En so dit kos iets van my, om te sê ek gaan my eie seer uitsorteer met God. Ek gaan my eie ongeduld uitsorteer. Ek gaan my eie vooropgestelde idees laat gaan. Ek gaan laat gaan van die wrokke wat ek hou, of die woede wat ek het, of die onvergifnis wat ek het. Hoekom? Want my opdrag is dit, om die liefde wat ek ontvang het, uit te deel. Om die vergifnis wat ek ontvang het, uit te deel. Om die genade wat ek ontvang het, uit te deel. Want ek is hier die agent van vrede. My opdrag is om dit wat ek in Jesus gesien het, voort te leef. Gemeente, God beweeg in ons wêreld en in ons leefwêreld in. Maar is nie om alles om ons te verander nie. Dis om verandering in ons te bring, sodat ek en jy om ons die verandering kan wees. Dis 'n groot taak, maar 'n taak waarin ons beloof is dat ons nooit alleen is nie. Dat die Gees se leiding altyd met ons is. En ek wil julle herinner aan iets besonders. Die Bybel sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, leef in my en jou. En ek wil hê jy moet dit dalk vir 'n oomblik inneem. Dalk is dit alles wat oor hierdie paastyd by jou insink, dan baie al gebeur. Dieselfde Gees, nie 'n afgewaterde Gees, nie 'n fraksie daarvan nie. Dis dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, leef in my en jou. Ons het alles wat ons nodig het om hierdie evangelie te kan leef. Partykeer verg dit net dat ek agterkom die verandering moet in my gebeur en nie om my nie. Partykeer verg dit dat ek moet laat gaan. Partykeer verg dit dat ek my gedagtes moet skuif. Partykeer verg dit dat ek moet oorgee aan God. Eintlik, altyd verg dit dat ek sal oorgee aan God in elke aspek. Ek hoop regtig dat hierdie week wat ons ingaan, dat dit 'n week is waarin jy diep bewus word van die vrede wat God in jou skep. En dalk in die proses is daar 'n paar areas in jou lewe waar God moet tafels omgooi. Dalk is daar 'n paar areas in jou lewe waar God jou ego en jou vooropgestelde idees moet uitjaag met 'n sweep. Dit is nodig dat ons op hierdie manier al meer in die beeld van Christus kom. Ek en jy het 'n opdrag en 'n ongelooflike voorreg om deel te wees van dit wat God doen. Kom ons wag nie vir die wêreld om ons om te verander om die evangelie te leef nie. Kom ons leef die evangelie om die wêreld om ons te verander. Amen. As dieselfde Gees
wat Christus uit die dood opgewek het in my en jou leef, dan beteken dit dis ook dieselfde Gees wat vrede aangekondig het toe Jesus ingery het in Jerusalem. Mag dit ook dieselfde leiding vir my en jou gee in elke tree. Mag die God wat altyd met ons is, Jesus wat die voorbeeld was van die Vader se hart, en die Heilige Gees wat ons lei in waarheid, met ons wees elke tree van die pad. Amen.